Nou vriende, goeiemôre. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ons eer die Here vir die waarheid van sy woord en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik vanmôre sal saam seën. Baie dankie vir elkeen se terugvoering. Baie dankie vir elkeen wat getuig van seën wat hulle put uit hierdie oordeenkings. Wil ek net vir u baie duidelik stel dat hierdie nie goed is wat ek by myself uitgedink het nie. Dis nie goed wat ek hoop miskien sal werk nie. Dis die waarheid van God se woord wat ek onder u voete wil indruk om vir u te leer dat ons 'n hoop het in die Here Jesus Christus. Hy is die vaste rots waarop ons kan bou. Hy is die anker in die stormtye en hy is die een wat ons kan deurdra. Daar is kosbare boeke, bronne wat ek vir u al gesê het van. U is baie welkom om verder te gaan lees oor hierdie dinge, baie meer breedvoerig daaroor te lees. Hierdie is maar inleidende gedagtes om net vir u te sê dat ons aanbid 'n wonderlike God en selfs in krisistye is hy die God van die nabye. Ons is tans besig met die baie besondere gedagte, vriende, van Bybelse raad, of het ons dit ook genoem, Bybelse medikasie, in tye van erge krisisse. En het ons nou al gepraat oor God se soewereiniteit, ons het 'n hele klomp gedagtes daar hanteer, maar ons kyk vanmôre ook na die gedagte van God se wysheid. Vriende, as ons dink aan wysheid, ons hou nogal van slim mense. Nou, ongelukkig is ons baie keer jaloers op hulle, want 'n slim mens is iemand wat geweldige kennis het, en ons het al gesien, vriende, hoe mense se algemene kennis ons eintlik in verwondering laat, en dan spesifieke kennis oor 'n bepaalde saak en onderwerp. En ek het 'n vriend gehad wat, ek reken op hy stadium omtrent 10.000 boeke in sy biblioteek gehad het, en eendag toe stap ons so deur die biblioteek by sy huis, dan trek hy hierdie boek uit, dan sê hy vir my, o ja, dis waaroor hierdie boek gaan, en dan stap ons weer na daai boek toe, en hy sê, o ja, dis waaroor hierdie boek gegaan het, en ek was verstom en verbaas oor hierdie man se wysheid. Maar luister, daar is geen een wat met God vergelyk kan word nie. Want hy is nie net wys nie, hy is die alleen wyse God. Aan wie toe kom die eer en die heerlikheid van nou af tot in alle ewigheid. Luister, hierdie alleen wyse God weet nie net alles van elke situasie nie, maar hy weet ook wat om te doen en wat hy daardeur wil bereik. Is dit nie vir u wonderlik nie? Hy is nie die alleen wyse God nie. Hy weet nie net alles van elke situasie nie, maar hy weet ook wat om te doen en wat hy daardeur wil bereik. Daarom kan ons totale lewe aan hom toevertrou. Vriende, u sien, die Here is in totale beheer van elke molekuule, elke dier, elke mens en elke situasie. Niks is oorgelaat aan kans, toeval of iets dergeliks nie. Job 42 vers 3 en 4 sê, wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? 'n vraag wat gevra word. So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie kan begryp nie. Hoor tog en ek sal spreek. Ek sal u ondervra en onderrig u my. U sien, die grootste ding wat ons moet besef wanneer krisistye oor ons pad kom, is dat ons minder sal kla en meer sal luister wat God uit sy woord vir ons wil kom leer. In tye van 'n krisis is dit nodig om te sien God se wysheid en God se insig en God se kennis en hoe dit in ons lewens inbou deur die waarheid van sy woord. Ons het die voorreg in die jaar 2025 om die Bybelboek in ons midde te hê. Ons kan lees van manne soos Moses, en ons kan lees van manne soos Jakob, ons kan lees van Dawid, ons kan lees van Job, ons kan lees van die kinders van Korag, ons sien die apostels, ons sien die apostel Paulus, ons sien die krisistye waardeur hulle gegaan het. Paulus sê, ons word gereken as slagskape. Dis asof ons elke dag aan die dood blootgestel word, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur Christus wat ons lief gehad het. As daar man wat swaar gehad het, en wat krisis op krisis op krisis beleef het, was die apostel Paulus, was dit die man Job, was dit die man Josef. Maar ons sien telke male dat hulle toevlug na die Here neem, want hy is die alleenwyse een, en hulle het hulle lewens aan hom toevertrou, en het hulle veilig deur elke situasie gedra. Ja, soms met hierdie letsels, wat hulle toegedien is, nadat hulle miskien lyfstraf gekry het, miskien in boeye was, in die tronk was, skibreek gelei het, maar deur dit alles het hulle besef, dat hierdie aardse liggaam word afgebreek, maar geestelik word ons vernuwe. Wat sê die Bybel vir ons? Die uiterlike mens sal vergaan, maar die innerlike mens moet dag na dag vernuwe word. Dit word vernuwe deur die waarheid van God se woord, want daarin sien ons die wysheid van God, die een wat nie net van elke situasie weet nie, maar hy weet ook wat om te doen en wat hy daardeur wil bereik. Maar 'n volgende ding wat ons in ons krisistye moet raak sien, daarom moet ons 'n regte teologie, 'n regte verstaan van God, 'n regte begrip van die Bybelse God, en nie die vreemde God wat vandag meestal verkondig word, as 'n God wat eintlik vreemd staan van ons situasie en omstandighede, en eintlik niks
daarmee te doen het nie, en eintlik half met sy hande in sy hare sit en nie weet wat met my gebeur nie. Vriende, ons moet kyk na God se goedheid. Luister, God is goed. Jesaja 40 vers 29 sê vir ons, hy gee die vermoeide krag. Baie interessant is hierdie woordjie vermoeide. Dis die Engelse woordjie exhausted, of faint, of weary. Met ander woorde, hierdie mense wat moeg en uitgeput is. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat hy gee die vermoeide krag. En vriende, al ons krisisse maak ons moeg, put ons uit. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, ek gaan verder. Hy sê hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Hoe dikwels kom u en ek op 'n punt dat ons vir ons self sê en vir ander mense sê, ek kan net nie meer aangaan nie. Ek is net te moeg. En my krag is net weg. En dan kom hierdie waarheid en die Here sê, dis juis wanneer ons aan die einde van onsself kom, dat ons so swaar kan steun op die Here, want hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Hoor dit sê vers 30, die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Ek lees gou vir u wat sê een van die Engelse vertalings oor hierdie bepaalde vers. Daar staan, even the young men will become feeble and tired, and the best of them will come to the end of his strength. But those who are waiting for the Lord will have new strength. They will get wings like eagles, running. They will not be tired, and walking. They will have no weariness. Dit gaan oor, vriende, om op die Here te vertrou. En soos die apostel Paulus deur baie krisisse in sy lewe gegaan het, was sy anker en sy hoop elke keer in die Here gewees. En daarom kon Paulus hierdie geweldige klomp sendingreise gedoen het, soveel gemeentes geplant het, kon hy soveel briewe geskryf het, aan die einde van sy lewe gesê het, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Vriende, in enige krisissituasie is daar 3 belangrike gedagtes wat na vore kom. In enige krisissituasies moet ek hierdie 3 dinge onthou. Wat sê die Bybel oor my bepaalde krisis? Wat is die algemene toepassing van hierdie bepaalde gedeelte op die krisis en hoe pas dit op my lewe toe? Want jy sien baie keer ons vir ander mense raad gee, wanneer ons in die situasie kom, dan vergeet ons of ons sê, maar hierdie vers is nie regtig op ons van toepassing, of hierdie gedeelte, of hierdie illustrasie, of voorbeeld, of persoon, wat deur hierdie stryd gegaan het nie. Luister, in enige krisissituasie moet ons onthou wat sê die Bybel, wat is die algemene toepassing daarvan, en hoe pas ek dit op my lewe toe? Want Psalm 119 vers 68 sê, u is goed en doen goed, leer my u insettinge. Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek die insettinge sou leer. Partykeer laat die Here ons deur noutes gaan, sodat ons nader na hom kan kom, sodat ons sy woord meer sal bestudeer, begin memoriseer, dat ons naby God sal kom en werklik in hom ons anker en vertroue sal stel. Hy kan nie teleurstel nie, vriende, daarom is dit belangrik dat ons hierdie waarheid in hierdie môre sal raak sien. Mense sal dinge sê soos, God sal nooit so iets toelaat nie, dis die duiwel of, maar ek kan vanmôre vir die verseker sê, dat as God iets oor my lewe toelaat, dan is hy die een wat 'n doel het daarmee, om my nader aan hom en sy waarheid te trek, sodat ek kan sien, dat die duiwel geen mag het, buite die mag wat God hom gee nie. En daarom, vriende, kan ons met sekerheid sê, dat ons veilig is in die hande van die Here. 'n volgende belangrike punt wat ons moet onthou in tye van krisisse, wanneer krisisse na my kant toe kom is, pas op vir welmenende, maar onbybelse raad. En vriende, ek wil net so ietsie dit noem, ek het dit as 'n aparte punt net uitgelig, sodat u net kan verstaan, want baie keer in krisistye kom mense en hulle probeer regtig jou help, maar eintlik help hulle jou van die wal af van die sloot. U onthou mos die 3 vriende van Job? Ek sê dikwels dat Job se 3 vriende die beste gedoen het toe hulle stil gebly het. Want toe hulle monde oopmaak, het hulle die grootste klomp leuns en die grootste klomp onwaarhede gespreek, en hulle het Job eintlik meer ontstel as wat hulle hom gehelp het. En baie keer gebeur dit vandag ook. Hoor wat sê Job self in Job 13 vers 3 en 4 oor sy 3 vriende. Hy sê, maar ek sal met die Almagtige spreek en ek verlang om te pleit by God. Maar julle pleister met leuns, kwaksalvers is julle almal. En ag vriende, hoe dikwels hoor jy mense wat vir jou sê, man, Christene wil altyd hierdie stupid antwoordjies gee oor groot tragedies wat ons getref het, of krisisse waarin ons is, en dikwels is dit so. Die hartseer dikwels is dit so. Kom ek gee vir u hierdie algemene antwoordjies van, na kind miskien gesterf het, dan sal hulle kom en sê, ag, die Here wil die mooiste ou blommetjie vir sy hemelse tuin
gepluk het. Hy het dit net nodig gehad om kom pluk uit hierdie blommetjie. Vriende, dis nie 'n antwoord vir iemand wat deur so 'n geweldige krisis gaan nie. Ag vriende, jy kry goed soos ek nou net genoem het ook van dit is nie God wat so iets toelaat nie. Dis die duiwel. Hy's kwaad vir julle en hy het nou besluit om hierdie ding te doen en oor julle lewe toe te laat. Dit werk net nie so nie. God is in beheer van alles. Of mense sal kom en sê as jy net meer geloof gehad het, sou jy nie siek geword het nie of sou jy nie in 'n finansiële krisis beland het nie. As jy nie soveel sonde gedoen het nie. En ag vriende, so is mense besig met onbybelse raad. Terwyl die Bybel vir ons sê dat die Here sy kinders deur bepaalde omstandighede stuur, deur bepaalde krisistye stuur. Ja, baie keer kan dit weer sonde wees en God dig ons, dit is so. Maar kom ons wees die met 'n sagte hart, met 'n liefdevolle hart, om Bybelse raad te gee, om saam met 'n persoon deur hierdie krisistye te stap, om hierdie persoon te begelei, te luister na wat die persoon sê, en dan raad te gee uit die Bybel, sodat God verheerlik sal word, hierdie persoon nader aan die Here getrek sal word, en jou sal sien as 'n vriend en nie as 'n vyand, en as iemand wat eintlik net sy las en sy swaar kry net kom meer maak het nie. 'n Volgende ding wat ek vir u wil noem, en ek wil redelik vinnig deur hierdie goed werk, vriende. 'n Laaste een wat ek wil noem is bid vir genade, dat jy nie heeltyd by die waarom en hoekom vashak nie. Dis 'n groot probleem waarmee kinders van die Here sit. Hulle vra te veel waarom en hoekom en hulle beweeg nie verby dit nie. Somstyds vra ons dit en vriende, ek gaan nie kruisig as u dit doen nie. Maar ek wil vir u sê die enigste hoop en die enigste anker in jou tye van krisis en nood is die Here self. As jy sy kind is hy die God van die nabye. Job leer dit vir ons baie duidelik. Hy het nooit 'n antwoord gekry op aarde nie. Hy het baie waaroms, baie hoekoms gehad. Hy het nooit 'n antwoord gekry nie, maar hy het aan God bly vashou. Dis eintlik God wat hom gedra het en dit is God wat aan hom gewerk het om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Maar Job het ook van sy kant af gesê, ek wil my saak by God bepleit. En Here, u sal ook genadig en barmhartig wees. Die Here sê in Deuteronomium 29:29 vir ons, die verborgde dinge is vir die Here ons God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet. Daar is sekere dinge wat God vir ons openbaar, en sekere dinge wat hy vir ons toehou, gesluit hou, geslote hou. Vriende, luister. Hy gaan nie vir ons verduidelik oor elke ding wat hy oor ons lewe toelaat nie. Moet tog nie die leuen glo van mense wat jou sê, God het vir my gesê en God het my geantwoord en nou verstaan ek en ag, weet jy, al hierdie goed het nou, die Here het hierdie antwoord gegee en hierdie engel het my gepraat. Vergeet daarvan. Die verborgde dinge is vir die Here ons God. Vir Job was sy situasie verborge, maar hy het God bly dien. Die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders, opgeteken in die woord, sodat ons kan doen alles uit die wet van die Here. Ons sal weer môre aangaan as die Here ons spaar en sal ons verder kyk na hierdie gedagte van hierdie Bybelse raad ook in tye van krisisse. Vriende, groete vir u, seën en mooi dag verder daaraan.